eenheid en verskeidenheid, en maak ons een in die waarheid, vir die eer van die koninkryk, wil gehoofloof U, ons Heer en Bruidegom. Geliefdes, ons teksgedeelte is Romeine 3. Ons gaan lees vers 19 tot 30. Dit is Romeine 3 vers 19 tot 30. Maar voordat ons lees, kom ons sluit die oë, ook in gebed. Ons Heer, ons Koning Jesus Christus, Here, baie dankie vir die wonderlike geleentheid en dat ons so versamel kan wees rondom die Heilige Skrif en in die kosbare naam, Here. Here, dankie dat ons vandag so 'n bietjie kan kyk na die kern van die evangelie en wat die evangelie uniek en anders maak. Here, ons wil daarom vra dat U ons sal seën deur die inwerking van die Heilige Gees. Lei ons asseblief in die lees van die woord, seën die prediking en dat daar ook goeie vrug op die boodskap sal wees. Dankie, Here, vir U liefde en die groot genade. En ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus, onze Here. Amen. Geliefdes, kom ons lees. Ek lees uit die letterlike vertaling, die ou Afrikaans, Romeine 3 vanaf vers 19. Paulus natuurlik wat skryf en sê, nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop en die hele wêreld voor God doemwaardig kan wees. Met ander woorde, deur die wet kom oordeel, nee. Vers 20, aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van die sonde. Vers 21, maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo. Want daar is geen onderskeid nie, want almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En hulle word deur sy genade, sonder verdienste, geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys, deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het, wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God. Om sy geregtigheid te toon in die teenswoordige tyd, sodat hy self regverdig kan wees en regverdig maak wie uit die geloof in Jesus is. Waar is dan die roem? Dit is uitgesluit. Deur watter wet? Van die werke? Nee, deur die wet van die geloof. Ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet. Of behoort God net aan die Jode en nie ook aan die heidene nie? Met ander woorde die nie-Jode nie? Ja, ook aan die heidene. Aangesien dit inderdaad een God is, wat die besnedenis sal regverdig uit die geloof en die onbesnedenis deur die geloof. Tot so ver. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ons tema vandag natuurlik eie verdienste is selfaanbidding. Eie verdienste is selfaanbidding. Nou, baie belangrik, inleidend, waar gaan ons praat? Ons gaan vandag so 'n bietjie kyk na die misleiding, weer eens van redding deur onsself. Redding deur eie werke, redding deur eie verdienste, redding deur wetsonderhouding. Die misleiding daarachter, dat redding deur die eie werke, eie verdienste is niks anders as selfregverdiging nie, dis niks anders as selfaanbidding nie, en is niks anders as selfvergodeliking nie. So 'n bietjie 'n diep tema, maar belangrik. Ons gaan so 'n bietjie kyk na die geskiedenis, volgens skrif, waar die misleiding van die eie ek self ook vandaan gekom het. Nou, voordat ons gaan kyk daarna, gaan ons eers so 'n bietjie kyk
na die kernbeginsel van die evangelie. Redding is nie in onsself nie. Die skrif in die evangelie is baie duidelik, soos ons nou hier gelees het in Romeine 3, dat ons nie onsself kan red nie. Ons kan nie onsself red deur ons eie werke nie. Ons kan nie onsself red deur eie verdienste, deur wetsonderhouding, deur gebruike, deur rituele nie. Redding is nie in die eie ek self nie. Glad nie. Baie tekste wat het vir ons bevestig, ons het het nou gelees, Romeine 3, ons het al gekyk na Galasiërs 3, Galasiërs 4, wat het baie mooi sê, Efesiërs 2, en nog baie ander tekste wat het ook vir ons bevestig. Redding, deur die self, deur eie werke, deur eie verdienste, deur wetsonderhouding, is onmoontlik, as gevolg van ons sonde, en die sondige natuur wat in ons is. Soos weer eens Romeine 3 vers 10 en Romeine 3 vers 23 bevestig, daar is niemand regverdig nie. Almal het gesondig en ontbreek aan die heerlikheid van God. So geliefdes, niemand kan eendag voor God staan en sê ek moet toegelaat word in die hemel, want kyk na al my goeie werke nie. Niemand van ons sal dit kan doen nie. Ja, natuurlijk, ons doen goeie werke uit dankbaarheid vir die Here. Maar dit het niks met ons redding te doen nie. Ons gaan nie voor God kan staan nie, want almal is sondig, almal het sonde, almal het tekortkominge. Ons het in die jaar gekyk, 1 Johannes 1, vers 8 tot 10, wat duidelik vir ons stel, dat as jy sê jy het nie sonde nie, is jy 'n leienaar. As jy sê jy het nie gesondig nie, maak jy van God 'n leienaar. So ons hoor die skrif baie duidelik, ons verstaan ons eie toestand, om te sê dat jy is nie sondig nie, maak van jou 'n leienaar. En aan die ander kant, om te dink dat jy jouself kan red deur jou eie werke en verdienste, is deel van hoogmoed. So 'n leienaar, hoogmoedig, sonde, reeds. So baie mense wat hierdie gedagte het van hulle het nie sonde nie, en dan veroordeel hulle ander mense. Hulle staan in selfregverdiging, hulle staan in hoogmoed eintlik, en is baie vinnig om die vinger te wys vir ander mense. Om gered te word deur die eie werke, verdienste en wetsonderhouding is niks anders as selfredding nie. Jy kan jouself mos nou red. Weereens Galasiërs 2:21, dan het Christus Jesus vir nie kom sterwe, as jy jouself kan red deur jou wetsonderhouding. Tekste op tekste wat het vir ons bevestig. Geliefde, selfredding gaan oor ons eie ek self, dit gaan oor eie roem, dit gaan oor eie eer, dit gaan oor hoogmoed, weer eens, soos Paulus weer eens sê, waar is die roem? Ons kan nie op onsself roem nie, ons kan nie eer aan onsself gee nie, ons kan nie val vir hoogmoedigheid nie. Selfredding, om te dink jy kan jouself red deur jou eie werke en verdienste. Selfredding is niks anders as selfaanbidding nie. Dis afgoderry, waarin ons onsself God maak. En is hierdie gedagte wat ons 'n bietjie gaan ontgin van môre ook. Maar geliefdes, dis juis waaroor die evangelie, die goeie nuus gaan. Dis juis wat die evangelie vir ons bevestig. Omdat ons nie onsself kan red nie, het God homself gegee as redder, homself gegee in die persoon van Jesus Christus, die ewige seun, wat in ons plek die prys betaal het vir ons sondes, en in ons plek opgestaan het en oorwinning behaal het oor die sondes. Jesus Christus wat ons voorspraak is by die Vader. Hy tree vir ons in, hy hanteer ons regsaak. Christus Jesus wat alles volbring het. Ons het nou voorspraak by God, soos 1 Johannes 2 vers 1 tot 2 vir ons bevestig. So weer eens, ons redding is alleen in God. Ons redding is alleen in Christus Jesus, ons Here, deur 'n geloofsverhouding met Christus. Nie 'n vals geloof nie, nie 'n dooie geloof nie, maar 'n geloofsverhouding met Christus Jesus. So in essensie, geliefdes van die Here, gaan dit aan die een kant oor redding in God, en aan die ander kant redding in jouself. Dis die twee teenpole. Redding in God teenoor redding in self. Dit gaan oor God teenoor die self as God, die eie ek as God. Dit gaan oor eer aan God of eie eer
en eie roem. Dis hierdie twee teenpole wat ons die hele tyd sien. Om God te aanbid, of dieselfde aanbid as God. So vriende, die evangelie is vir ons baie duidelik. Nou kom ons gaan 'n bietjie kyk, en na hierdie beginsel van selfaanbidding, wat eintlik die wortel is van die gedagte van selfredding. Nou, ons gaan so stap vir stap 'n bietjie terugbeweeg in geskiedenis, en 'n goeie plek natuurlik om te begin is by die toring van Babel. Genesis 11, ons ken almal die verhaal, ons ken almal die teksgedeelte, baie bekende deel, maar hierdie teksgedeelte, hierdie verhaal, hierdie gebeurtenis van die toring van Babel, bevestig baie mooi die beginsel van God teen die eie ek self. God teen die eie ek self van mens. Weereens, wat het gebeur? Genesis 11, mense het gedink hy's beter as God. Selfs 'n God gelyk met God, om 'n toring te bou tot in die hemel waar God is. En ons weet, het gaan hier oor eie eer en roem van mens. Spesifiek as ons kyk na Genesis 11 vers 4, met die woorde, laat ons vir ons 'n naam maak. Het gaan oor eer, het gaan oor roem, het gaan oor hoogmoed. Die woorde dui op hierdie hoogmoed beginsel, maar nog dieper op selfaanbidding en op selfredding. Mens self as God. Daar in vers 4, die volgende woorde, sodat ons nie oor die hele aarde verstrooid raak nie. Met ander woorde, laat ons vir ons naam maak, eie eer en roem, en op die eind van die dag, laat ons rebelleer teen God en sy opdrag. Genesis 1 se opdrag versprei. Mense, ek sal nie. Ons gaan nie daai opdrag uitvoer nie, né? So hulle rebelleer eintlik teen God, in hulle eie ek, eie eer en eie roem. Hulle maak hulle self God, sodat hulle nie die ware God hoef te volg nie. Selfaanbidding. Die mens self as God. Weereens afgoderry en 'n valse godsdiens. Nou kom ons kyk, ons sien die toring van Babel, en maar kom ons kyk so 'n bietjie na die heerser van die toring van Babel. Nou, want 'n mens kan nie vraag vra, maar gaan dit regtig oor selfaanbidding? Gaan dit regtig oor die mens self as God? Of is dit nou maar net die eie ek vlees? Is dit regtig afgoderry? Is dit regtig 'n valse godsdiens? Al hierdie tipe van dinge? Of is dit net die vleeslike eie ek, eer en roem? Met ander woorde, dis nie so erg nie. Nou geliefdes, die eie ek vlees is hierso in hierdie teksgedeelte natuurlik betrokke, ons besef dit, die eie ek self. Maar die waarheid agter die self is baie dieper. Dat dit eerder selfaanbidding is, om mens te vergoddelik, afgoderry is, kan 'n mens kyk en sien deur te kyk na die heerser van Babel, naamlik Nimrod. Nou, ek wil graag vir u lees, is Genesis 10, en ons gaan spesifiek so 'n bietjie net vinnig kyk daar na Nimrod. Is Genesis 10 verse 8 tot 11, ek lees vir ons. Kus was ook die vader van Nimrod. Hy het begin om 'n geweldenaar op aarde te wees. Hy was 'n geweldige jagter voor die aangesig van die Here. Daarom sê hulle, soos Nimrod, 'n geweldige jagter voor die aangesig van die Here. En die begin van sy ryk was Babel. En dan van daar af natuurlik Nineve, Assur en ander stede wat hy ook gebou het, klomp stede wat hy gebou het. Nou ek wil vinnig laat ons net weer hierdie paar verse ontleed en kyk daarna. Genesis 10 vers 8 tot 11 bevestig Nimrod as 'n bouer en die heerser van Babel, die toring van Babel. Hy was 'n geweldenaar op aarde. Nou wat 'n geweldenaar? Hy was 'n tiran. Hy was 'n diktator. Hy was 'n magshebber gewees. Die eerste tiran, diktator, wat in hierdie skepping was na die vloed. 'n geweldig goed met wapens. Hy was 'n jagter gewees. 'n man van mag, gesag en aansien, om selfs klomp stede te bou en te beheer, onder andere Babel.
Hy was so magsbehepvol eie eer en eie roem, dat hy homself verhef het as 'n God. Genesis 10 vers 9, om te staan voor die aangesig van God. Dit word 2 maal genoem in hierdie vers. Om te staan voor die aangesig van God. Nou geliefdes, ons lees dit baie keer, dan dink ons, jy weet, hy was 'n man wat God aanbid het. Nee. As 'n mens gaan kyk na die verklaringe hierso, was dit 'n uittartende staan. Dit was eintlik 'n uitdagende staan. Dit was om homself te plaas gelyk met God. Om te staan voor die aangesig van die Here. Wie kan staan voor die aangesig van God en bly leef? Niemand. So Nimrod het homself verhef as 'n God, gelykgestel met die ware God, op dieselfde vlak as God. Daarom weer eens die toring van Babel. Dis om mens te vergoddelik. Uit Nimrod het dinge gekom soos keizerverering, aanbidding van mens. Al hierdie dinge is Nimrod. As jy geskiedenis gaan kyk, Nimrod, sy vrou Semiramis en hulle kind Tammuz, waaruit baie van die valse gelowe tot vandag tot stand gekom het. Ons gaan nou weer terugkom na hierdie gedagte. Maar met ander woorde, Nimrod het na die vloed die eerste afgoderry weer ingebring. 'n Valse godsdiens van selfaanbidding, selfredding en selfvergoddelikking van mens. En in Genesis 11 het die inwoners onder Nimrod die valse godsdiens van mensaanbidding voortgesit. Vanaf Nimrod het die valse geloof gerig op mens versprei tot vandag toe. Nou soos ek sê, ons gaan later weer vinnig daaraan kyk, maar dat ons net kan verstaan rondom Nimrod, wie Nimrod op die eind van die dag is, saam met die toring van Babel. Selfaanbidding, selfvergoddelikking. Maar kom ons gaan 'n stapie terug, die oorsprong. Hierdie afgoderry van mens self, eie eer, eie roem, eie werke, eie verdienste, selfaanbidding, selfredding, selfregverdiging, mens as God, het natuurlik 'n baie ou bron en oorsprong, nog ver voor Nimrod en die toring van Babel. En die oorspronklike misleiding natuurlik is in die tuin van Eden gewees. Hierdie oorspronklike misleiding in die tuin van Eden, natuurlik plaasgevind met die sondeval, kom van die duiwel self. Genesis 3 vers 5. Eet, dat julle soos God sal wees. Daar die oorspronklike leuen ingekom van vergoddelikking van mens, selfaanbidding, selfredding, dat julle soos God sal wees. Die misleiding. Die oorspronklike, heel eerste misleiding van selfaanbidding, om mens gelyk te stel met God, om soos God te wees. Soos in Genesis 11 met die toring van Babel, was die selfvergoddelikking ook die rede vir die rebellie teen God. Dit was die misleiding gewees. Selfvergoddelikking. Van die begin af was die misleiding van afgoderry van die mens self. Dis eintlik die begin leuen, begin misleiding, regdeur tot by Nimrod, van Nimrod, regdeur tot vandag. Die mens as God, selfaanbidding, daardeur selfredding. Dat jy kan jouself red. Jy is soos God. Die bron van die valse godsdiens, die bron van die afgoderry van die self is die duiwel. Onthou, die duiwel het gedink hy is beter as God. En die duiwel het verval in hoogmoed. Die eie ek self. Dis hierdie selfde hoogmoed wat vandag nog gevind word in mense wat dink hulle kan hulle self red. Dis dieselfde hoogmoed. Selfde hoogmoed in die duiwel, selfde hoogmoed in mense vandag. Dieselfde hoogmoed wat ons vind in selfaanbidding en in selfredding. Dis hoogmoed, dis roem. Die duiwel stook mens teen God, mislei mens om God te vervang met die self as God. Geliefdes, ons het so 'n bietjie gekyk, beginsel, geskiedenis. En ek wil graag net vir ons afsluit dan natuurlik met vandag.
die misleiding tot vandag toe nog steeds. Die oorspronklike misleiding, die oorspronklike versoeking was gemik op die mens as God. Vergodeliking van mens, selfaanbidding. En deur die val het ons die vlees ontvang, deur die sondeval het ons almal die sondige natuur wat gedryf word deur die self, die eie ek, die eie wil, die soeke na vergodeliking van die self. Selfaanbidding het van Satan af deur Nimrod tot vandag behoue gebly in verskillende forme en verskillende maniere. En dan hier is ons nou die groot kruks. Vergelyk byvoorbeeld alle ander gelowe in die wêreld. Ek het al in die verlede 'n preekie oor gelewer. Ek wil dit vandag weer inwerk hierso. Vergelyk alle ander gelowe in die wêreld. Alle gelowe in die wêreld, jy kan dit maar gaan toets. Alle ander gelowe in die wêreld tans, behalwe ware Christendom. Alle ander gelowe is besaai met selfaanbidding, selfredding, die self, die eie ek, eie keuses, eie werke, eie verdienste, selfrealisering, reïnkarnasie deur eie werke en al hierdie dinge. Geliefde, gaan toets dit. Elke ander geloof in die wêreld staan op die eie ek self. Jy moet jou redding verdien. Jy moet jou redding bewerk. Die werke wat jy doen sal bepaal waartoe jy gaan. Alle ander gelowe in die wêreld staan op hierdie beginsel. Dis net die Christelike geloof wat sê jy kan nie. Ons is uniek. Die Christelike geloof is uniek, dis anders, dis besonders. En net te kyk deur al die gelowe van die wêreld, te kyk na die misleiding van daar af deur Nimrod, toring van Babel, tot vandag, sien jy die lyn van die leuen. Dis net die Christelike geloof wat die kan staan en sê, jy is sondig feilbaar, jy het vir God nodig. Net God kan jou red, net Christus kan jou red, jy kan nie jouself red nie. Net die punt alleen sê vir my, dat die Christelike geloof is die ware geloof. Gaan vergelyk dit, gaan toets dit, gaan kyk maar. Almal verder staan op die eie ek self. Almal, reg deur die bank. Almal is verbind aan die oorspronklike leuen, soos ek sê, deur die geskiedenis tot vandag toe. Geen redding is moontlik deur die eie ek self nie. So alle ander gelowe lê klem op die self, net die ware Christelike geloof lê klem op God en redding deur God alleen, deur Christus en deur die inwerking van die Heilige Gees. Geen redding in die self eie werke verdienste nie, net in God, deur sy genade. En tog het die valse geloof van selfaanbidding, van selfredding, van selfregverdiging, ingesluip ook in die kerke. Ongelukkig, ons sien dit. Dit het ingesluip in nuwe teologie, wat na vore gekom het. Teologie wat gemik is op die mens, op humanisme, die mens as die kern. Weereens, so ja, kerke is ook ongelukkig al besoedel met hierdie vals geloof, die afgoderry, wat ingekom het in kerke. Humanisme, teologie wat klem lê op selfredding, tot die gewone lidmaat wat dink hy moet of kan homself red. Hoeveel keer kry ons dit? As jy vir iemand vra, hoekom gaan jy eendag hemel toe gaan, dan bring hulle 'n lysie van goeie werke. Nee, jy gaan nie, kan nie. So dit het ingesluip in kerke, dat mens steeds dink, lidmate dink, hulle kan hulle self red deur hulle eie werke, deur hulle verdienste, deur hulle wetsonderhouding en so meer. Geliefdes, ons het hierdie jaar baie ook daarna gekyk. Goeie werke, al hierdie dinge wat ons doen ons uit dankbaarheid vir die Here. Ons doen dit want ons wil dankie sê vir die Here. Dit het niks met ons redding te doen nie. So dit beteken nie, ons moet nie goeie werke doen nie, ons doen dit uit dankbaarheid. Maar dit beteken dat goeie werke gaan jou nie red nie. Verdienste, eie ek, wetsonderhouding, rituele, tradisies gaan jou nie red nie. So ja, die leuen het ook ingesluip selfs in kerke en onder lidmate van kerke, die vals geloof.
So geliefdes, mag ons besef dat redding deur die self, op wat ook al manier, is deel van selfaanbidding. Dis gewortel in afgoderry van die self. Dis vergodeliking van die self. Mens as God. Dis 'n valse godsdiens, dis 'n valse geloof, wat staan teen die ware godsdiens en die ware geloof. Van die begin af tot op die ou end gaan dit in beginsel oor aanbidding van God teenoor aanbidding van die self. Redding in God of redding in die self. Redding deur eie werke of verdienste, geliefde, is niks anders as die geloof in die self as God nie. So selfredding is op die einde van die dag selfaanbidding. Amen. Kom ons sluit die oë, dan doen ons 'n gebed net saam. Ons Heer, ons Koning Jesus Christus, Here, baie dankie vir u woord, dankie vir die evangelie, dankie dat ons by die evangelie kom begin, wat vir ons bevestig, dat ons redding is net in u. Dis net deur die geloof in u, deur die volmaakte offer wat u gebring het in ons plek, Here. Dankie dat ons verstaan, Here, dat ons hoop is in u. Ja, Here, maar dankie dat die woord ook vir ons bevestig, die teenpool, waar mense staan op redding deur die self, die eie ek, redding deur verdienste, redding deur werke, redding deur wetsonderhouding. Dankie dat ons kan besef, die evangelie praat daarteen, maar dat ons 'n bietjie kan teruggaan ook in die geskiedenis en kan besef waarvandaan kom hierdie leuen. Here, dankie dat ons verstaan dat die groot leuen in die tuin van Eden plaasgevind het, waar die slang, waar die Satan mens verlei het, om te sê, eet, en jy sal wees soos God. Vergodeliking van mens, aanbidding van mens, die vals geloof, die valse godsdiens, wat daar al begin het. En dankie dat ons verstaan by Toring van Babel en Nimrod, waar hierdie dinge weer posgevat het, waar Nimrod weer hierdie selfaanbidding, verheerliking van mens weer ingebring het, selfs met die bou van die toring. En van Nimrod af, hoe hierdie vals geloof, hierdie vals godsdiens, hierdie afgoderry van mens, vergodeliking van mens, hoe dit van daar versprei het selfs tot vandag. Here, dankie dat ons kan sien en kyk na gelowe in die algemeen, en dat ons hierdie kernverskil kan identifiseer, dat wanneer ons kyk na ander gelowe, dan gaan dit oor die self. Dit gaan oor eie werke, eie verdienste, selfredding, die eie ek, wat ek doen, wat ek moet doen. En dat mense dink dat deur die eie ek self sal die redding kan plaasvind. En ons verstaan, Here, dat dit 'n voortsetting is van die oorspronklike misleiding en leuen van die vyand. Daarom dank ons u vir die ware Christelike geloof. Die evangelie wat weer eens vir ons bevestig, redding is nie in onsself nie. Daar's geen plek vir eie ek roem nie. Dankie dat ons verstaan dat ons redding is deur genade, deur u ingrype, Here. Nie in onsself nie. En dat die een van ons eendag voor die troon wil staan en sê, maar ek moet gered word of kan gered word, want die eie ek self is so oulik nie. Kyk na al my werke, kyk na al my verdienste. Ons weer is 'n leuen, Here. En help ons om dit te verstaan. Ook selfs in kerke, Here. Waar so baie mense wat Christene is, waar hulle nog nie die evangelie verstaan nie. Maar mense steeds dink hulle moet staan op die eie ek self, en eie werke, en wetsonderhouding, en verdienste. Waar lidmate nog steeds mislei word, deur die eie ek self en die godsdiens van die self. Vergodeliking van mens, selfredding, selfregverdiging, selfvergodeliking. Help ons, Here, om te besef waar ons redding is, en om waarlik vas te hou in 'n geloofsverhouding met u. Ja, Here, ons wil goeie werke lewer uit dankbaarheid vir u, maar ons besef ook ons eie toestand waarin ons is. Ons besef ons nood, wat ons het vir u, Here. Ons redding is net in u. Here, help ons om die kern van die evangelie te verstaan, om hierdie goeie nuus ook te deel met ander mense,
en om ander mense te help om die eie ek self waarlik te kruisig, om nie te probeer staan op die eie ek self vir redding nie, maar net te kan staan op U, Here. Here, dankie dat ons vandag hierdie kennis kan deel, dankie dat ons die geskiedenis kan bevestigend ondersoek, en dankie dat het ook bevestig die evangelie waarop ons staan. En daardeur, Here, sê ons weer eens dankie, dat U die volmaakte plan gemaak het, om ons as mens te kom red en te help. Dat ons hoop, ons redding, is in U alleen. Dankie daarvoor, in Jesus Christus se naam. Amen. Eenheid en verskeidenheid, en maak ons een in U waarheid, vir die eer van U koninkryk, wil gehooflof U, ons Heer en Bruidegom.